Hallo almal, baie welkom by hierdie week se episode. Ek en die mooi span geniet hierdie klein oormaak sessies so baie. Ons volgende kandidaat is 'n model en sy is ook besig met haar studies vir onderwys. Ek wil aan julle bekendstel, Nikki. Dit is my 'n groot voorreg om vandag by die mooi span te wees en ek sien verskriklik baie uit om te sien wat hulle vandag gaan doen. Jean van Kleurvol gaan inspring met die kleuranalise. Hallo julle, dis 'n groot voorreg om weer deel van die Mooi Maak span te wees vir oggend. Ek sien baie uit om Nikkie se kleuranalise te doen. Kom ons kyk watter kleure en skakerings pas die beste by haar natuurlike gelaatstrekke. Geniet dit. So, ons gaan begin met die silwer en die goud. Ja. En ons wil kyk watter ondertoon het jy? Het jy warm ondertoon, koel ondertoon of 'n neutrale ondertoon? En ons begin met die silwer. Wat dink jy? Ek hou van die silwer. Ek sal sê dit lig bietjie op, ja. Okay, kom ons kyk as ons na die goud toe gaan. Lyk baie mooi. Ja, ek hou van goud. Ek voel die ja, gelukkig hou jy van goud. Die goud definieer alles baie mooi. Jou kakebeen, jou wangbene, jou lippe, jou oë, ek voel jou oë verhelder daar. Ja, met bring die dit meer oomblik. uit. Bring dit meer uit, nê? So kom ons gaan gou weer van die silwer. As ons van die goud na die silwer gaan, voel ek die silwer is bietjie hard op jou gelaatstrekke. Die kakebeen voel vir my bietjie ronder met die silwer, waar hierso verskerp hy dit beautiful. Ja, ja. Okay, so jy het 'n warm ondertoon. Okay, so ons gaan begin met ligte somer. Wat dink jy? Okay. Dit lyk nie vir my so dis baie, my gesig is baie helder. Ja. Sou ek sê ja. So ek dink nou hoe pragtig jy en sag jy gelyk het met die goud. Ons soek weer daai tipe, jou oë lyk helder, alles lyk verskerp. Hierdie is vir my te pastel teen jou gelaatstrekke, te lig, te pastel en hierdie is in 'n koel seisoen. Ja. So omdat jy warm ondertone het, gaan die koeler kleure, hy sit net nie lekker met jou gelaatstrekke nie. Okay. Dan gaan ons na herfs toe. Dis mooi. Ja, dit lyk mooi. Dit lyk baie mooi. Kom ons kyk gou. So hierdie is warm herfs. So onder herfs het mens 3 subkategorieë. Hierdie is die middelste een. So hy's nie baie sag nie, hy's ook nie baie diep nie, hy's so tussen die twee. Ek noem dit die spicy season. Okay. Dis baie mooi. Dis warm, maar tog daar's 'n helderheid en 'n vibrance aan die kleure. Wat dink jy? Ja, ek hou baie van dit, van die ja, kom ons sê hierdie kleur. Lyk baie mooi. Ja, vir dit jou. lyk baie mooi. Baie mooi. En dit verskerp jou gelaatstrekke so mooi. So dis Ja. dit verskerp jou, maar dis sag ook. Maar dis dit nie lyk nie so te- donker nie. Ja. Met die pastelle doen dit. Ja. So hierdie is baie. Ek hou sover die meeste van hom, maar ons het nog so 10 seisoene om te gaan. Okay. Hierso het ons winter. En hy's vir my baie swaar. Hy sit vir my swaar op jou gelaatstrekke. Hy trek bietjie af. As ons nou teruggaan na die herfs toe en hoe jy gelyk het hy het opgestoot, lewe gebring, hierdie trek vir my bietjie af. Ja. Wat dink jy? Bietjie swaar, né? Ja. Okay. Dan gaan ons na helder lente toe. So dis 'n seisoen wat baie helder is met 'n warm ondertoon. So omdat jy 'n warm ondertoon het, as jy hierdie kleure gaan dra en 'n helder lipstik gaan aansit, gaan jy beautiful lyk. Maar jy wil nie voel jy moet grimering aansit om 'n kleur te maak werk nie. So jou kleurseisoen sal sonder 'n stukkie grimering altyd mooi lyk by jou gelaatstrekke. So hierdie, as ek wegkyk en ek kyk vir jou, sien ek die kleure voor ek jou sien. Ja. So die kleure dra jy dra nie die kleure nie. So hy's daai tikkie te helder. Maar die warm ondertoon van dit, daar's iets van dit wat nog steeds mooi lyk. Mooi is, ja. Goed, die volgende wat ons gaan doen is 'n winter. So hy's koel en helder. So met jou het ons gesien die warm, bietjie sagter kleure werk ongelooflik mooi. So hierdie is die teenoorgestelde kant van die spektrum, koel en baie helder. So dis baie mooi kleure, Ja, maar is dit mooi. oorweldig bietjie jou gelaatstrekke. Wat dink jy? Ja, ek dink ook so. Ek sal nie sê dis iets wat ek sal dra elke dag nie. Okay. Dan gaan ons aan na 'n ander lente toe. Hierdie is warm lente. En die warm ondertoon van dit is mooi, maar die sagtheid van die herfs was vir my baie meer effortlessly in harmonie met jou gelaatstrekke. Hierdie is maar daai tikkie te helder. Wat dink jy? Ja, ek sien dit ook in my gesig. Die koraal, ek weet nie, hy verskerp nie jou gelaatstrekke soos wat daai herfs doen nie. So, dit is mooi, maar hy's daai tikkie te helder. Ja. Okay.
Dan gaan ons na sagte somer toe. En hierdie voel ek net dis nie jou seisoen nie. Ja. Dis te sag, soos die grys ook, hy connect net glad nie met jou gelaatstrekke Ja. nie. Daai warm klere van die herfsseisoene is asof al jou gelaatstrekke net lewe inkry. Hierdie voel ek trein Dit hierdie bring lewe uit jou ja. gesig uit. Ja. Mm. Okay, so te sag, te koud. Dan gaan ons oor na donker herfs. So dis ook 'n herfsseisoen. Baie hoë kontras. Menende dis baie diep donker en daar's nie sagtheid noodwendig aan die klere nie, al is dit warm. So Ja. die warmte van dit is vir my mooi, maar is vir my bietjie te donker teen jou gelaatstrekke. Ja. Wat dink jy? Ja, ek dink ja. Bietjie swaar. Mm. Ek dink nou heeltyd daai die eerste wat ons gedoen het, die eerste herfs. Hoe dit jou laat Baie, lyk ja. het, is net dis moeiteloos. Ja, ek dink ek gaan bietjie bleek lyk en so. Ja, as jy nou gaan swaar make-up aansit en 'n burgundy lippie, maar mens wil nie voel jy moet grimeering aansit nie. Okay, hierso het ons ligte lente. So dis warm, lig en daar's 'n helderheid aan dit, maar dis nie so helder soos die helder lente nie. Wat dink jy? Ek sal sê dit lyk mooi. Dit laat my gesig ook nie so donker. Partyklere kan my gesig baie donker laat lyk. Ja, Ja. dis baie mooi lig en helder. Ek het wel meer van die herfs gehou. Ja, so ek ook dink die donkerder. die donkerder, nê. Nee. So ek dink die warm ondertoon van hierdie is pragtig, maar daar's iets van hierdie wat vir my te lig is teen jou. Ek voel hy dreineer bietjie die lewe uit jou velkleur uit. Kom ons kyk wat gebeur as ons na helder lente, helder winter toe gaan. Okay, so hierso weer as ek wegkyk en ek kyk vir jou. Sien Sien jy ek- kleur? nee. So dis baie oorweldigend. Hierdie is die helderste seisoen wat daar is en dit het 'n koel ondertoon. So Ja. weer eens helder, koel en heeltemal aan die ander kant van die spektrum. Ek dink hy's baie oorweldigend. Kom ons kyk as ons na sagte herfs toe gaan. Okay. So hierdie is baie dieselfde as warm herfs. Hy sit net langs hom en hy's 'n tikkie sagter as warm herfs. Hulle overlap baie. Baie van die klere praat met mekaar, maar hierdie is die sagste van die herfsseisoene. Hierdie is die klere wat jy gewoonlik dra, nê? Ja, ja. Ek hou baie van hierdie. Dit Baie, lyk baie, mooi. baie. Jou oë is baie mooi gedefinieer. Jou lippe staan uit, jou wangbene en kaakbene is baie mooi skerp. So ons gaan die twee te mekaar moet toets want ek kan nie vir jou sê wat se een. Maar hierdie is baie mooi. Ja, dit lyk baie mooi. En jy sê ook dis die klere wat jy geneig is om te dra, Mm. hè. Okay. Laaste wat ons gaan toets is koel somer. So dis koel en daar's 'n helderheid aan hom, maar ook 'n sagtheid. So jy weet hierdie is meer pastel as wat die winterklere is. Wat dink jy? Ek hou ook van dit. Ek hou meer van die ander. Ek hou meer van die Ja. herfs, nee. Ja. Maar as jy eers sien hoe mooi 'n palet by jou lyk, kan jy dadelik sien wanneer 'n kleur nie by jou werk nie of 'n kleurseisoen. Dit Ja. is jy weet hoe jy kan lyk in 'n kleur, so jy gaan nie stiek verminder as dit nie. Ja, ja. Okay, so hierdie is baie cool. Daar's 'n sagtheid aan hom, maar ook 'n helderheid. Okay, so kom ons toets gou die twee herfsseisoene. Dis tussen sagte herfs en warm herfs. En die twee is, mens noem dit susterseisoene. So hulle lê so langs mekaar. So as jy in een seisoen is, kan jy baie gemaklik leer by die een langsaan, maar daar's altyd een kleurseisoen wat meer uitstaan as die ander. Ja. Ons gaan nou kyk tussen warm herfs en sagte herfs, wat se een lyk op die mooiste by jou. Okay. So ek wil jy moet baie krities saam met my kyk. Okay. Hierso het ons warm herfs. So dit is warm, daar's 'n vibrant spiciness aan die klere. Ek dink dit lyk baie mooi. En as ons na die sagte herfs toe gaan, is net so mooi. Ja, dit is mooi. Dit is vir my baie moeilik, want ek voel met albei van hierdie lyk jou gelaatstrekke verskriklik mooi gedefinieer. Wat dink jy? En wat se een voel jy op die mooiste? Ek hou meer van die donker ene. Ja. Ek voel hy werk mooi. Hierdie lyk ook baie mooi, maar ek hou meer van die donker. Hy verskerp vir my jou gelaatstrekke 'n bietjie meer. Hierdie ene. So die ander een. Ja, ja. So mense wat in 'n sagte herfsseisoen is, die warm herfs is mooi en jy kan sien dis in dieselfde oorkoepelende seisoen, maar hy's bietjie te harsh. Waar as jy warm herfs is, lyk die sagte herfs mooi, maar dis daai tikkie te sag. So hierdie
verskerp, stootop, jou wangbeen en kakebene is verskriklik mooi gedefinieer. Oë staan uit. Ja, En ja. hierdie is basies jou neutrale wanneer jy 'n warm herfs is, maar die donkerder, helderder skakerings van die warm herfs is nie oorweldigend by jou nie. Jou oë, jou lippe, jou beenstruktuur is baie mooi gedefinieer. So, ja, jy's 'n warm herfs. Okay, Okay. nice to know. Ek gaan jou na Annelies toe stuur, dan gaan sy jou gesig inkleer en dan gaan bietjie jou hare doen. So, lekker speel. Netjie se wenkbroue is alreeds mooi gevorm, so my werk is maklik vandag. Ons gaan baie fokus op die oë vandag, so ek gebruik bietjie concealer sodat die oogskadu langer hou. Hierdie kleefbandmetode is die maklikste manier om 'n opwaartse effek te skep. Ek speel met warm bruin oogskadu en fokus slegs op die buitekantse oogvorm. Met elke stap gebruik ek 'n donkerder bruin tot ek by swart oogskadu kom. Om kontras te skep, gaan ek wit mat oogskadu by die binnekantse ooglid sit en reg langs dit 'n shimmer vir bietjie sprankel. Sodra ons die kleefband aftrek, gaan ons 'n gel oogomlyner gebruik en ek werk baie naby aan die wimpers. Ons spring na bevochtiger toe en volg met 'n onderlaag. En om dit af te rond gebruik ek my sponsie. 'n bietjie concealer onder die oë, roombronzer wat ek versag met 'n borsel, 'n tikkie blosser en mascara. Netjie gaan op 'n date night vanaand, so ek kan vir haar vals wimpers aansit. Ek gebruik dieselfde bruin onder die oë en sit mascara aan. En laastens is 'n lipstifie. Kom ons kyk wat gaan Monique doen met die hare. Hallo julle, dit is so lekker om vanoggend weer 'n mini makeover te doen. Kom saam met my, dan stileer ons Nikkie se hare. Ek begin deur haar hare te seksie langs haar ore. Ons het gedink om vir Nikkie 'n sagte krul en kantpaadjie te gee om by haar warm herfs gelaatstreek te pas. Ek blaas haar hare om bietjie volume in te kry en dat haar kantpaadjie na die regte rigting val. Dan seksie ek haar hare agter en begin dit krul. Ek hou die krul nie te lank nie, want ek soek 'n sagte krul. Nou gaan ek dieselfde doen, seksie vir seksie tot bo. Wanneer ek by die boonste deel kom, pleiskam ek dit vir 'n bietjie volume. Dan beweeg ek na die kante toe. Ons krul van onderaf boontoe en pleiskam die laaste stukkie vir bietjie volume. Dan doen ek presies dieselfde aan die ander kant. Om daai sagte krul te kry, gooi sy al haar hare agtertoe oor die stoel, dan borsel ek dit alles saggies deur. Nou kan ons alles vorentoe gooi en stileer dat dit by haar gesig pas. En 'n laaste sproei dat die krulle mooi hou. Ek dink Nikkie lyk stunning. Okay. Ja, dit lyk baie mooi. Kyk nou net daai selfvertroue. Ek hoop julle het hierdie episode geniet saam met ons. En as jy dalk wil inskryf vir 'n klein oormaak sessie, stuur gerus vir my 'n boodskap. En soos altyd, vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. Tot volgende week, totsiens.